Hallo almal, is julle reg vir 'n bietjie wetenskaplike speurwerk? Vandag is ons op 'n missie om 'n groot raaisel op te los. Wat presies is die verskil tussen 'n metaal en 'n nie-metaal? Goed, kom ons spring dadelik in. Hier het ek twee geheimsinnige materiale: blink aluminiumfolie en 'n donker stukkie houtskool. Ja, hulle lyk heeltemal verskillend, maar hoe kan ons dit soos regte wetenskaplikes bewys? Wel, ons gaan 'n paar supercool toetse doen om hulle geheime te ontsluit. Reg, eerst op die lys. Toets nommer 1, die groot hamertoets. Ons gaan kyk presies wat gebeur as ons hierdie materiale 'n klein sagte tik met 'n hamertjie gee. Is julle gereed? Kom ons kyk wie kraak onder die druk. Die proses is regtig maklik. Ons plaas ons materiaal op 'n stewige oppervlak. Dan gee ons dit 'n sagte tik met die hamer. En dan, die beste deel, ons kyk wat gebeur. En krak. Wow, kyk net. Die houtskool het heeltemal uitmekaar gespat in klein stukkies. Dit het versplinter die oomblik toe die hamer dit raak. Weet julle, in die wetenskap het ons 'n spesiale woord vir hierdie eienskap. Daardie woord is bros. As iets bros is, beteken dit eenvoudig dit breek of kraak maklik wanneer jy krag daarop toepas. Dis ons eerste groot leidraad. Houtskool is 'n nie-metaal en nie-metale is dikwels bros. Goed, nou is dit die aluminiumfolie se beurt. Ons tik dit met die hamer en plats. Dit het glad nie gebreek nie, glad nie. Dit het net plat gedruk en van vorm verander. Wat 'n verskil, né? En hierdie eienskap het ook 'n spesiale naam: smeebaar. Smeebaarheid is die ongelooflike vermoë van 'n metaal om gebuig, gedruk of gehamer te word in 'n nuwe vorm sonder dat dit breek. Dit is 'n klassieke eienskap van 'n metaal. Reg, ons eerste toets was 'n reuse sukses. Tyd vir toets nommer 2. Sal dit blink? Ons gaan 'n stukkie skuurpapier gebruik en kyk of ons hierdie materiale kan poleer sodat hulle skyn. En hier is die resultate. Kyk 'n bietjie. Wow, nadat ons dit gevryf het, word die aluminiumfolie super blink en helder. Maar die houtskool, dit bly net so dof en donker soos altyd. Die verskil is so duidelik soos dag en nag. Daardie mooi, blink voorkoms, die wetenskaplike woord daarvoor is glans. Glans is net die fancy manier om te sê hoe goed 'n materiaal lig weerkaats. En dit gee ons nog 'n baie belangrike leidraad. Metale, soos ons aluminiumfolie, het 'n hoë glans. Dis wat hulle daardie spesiale skynsel gee. Reg so, maak julle gereed vir die volgende een. Toets nommer 3, die elektrisiteitsuitdaging. Gaan elektrisiteit deur ons materiale kan vloei en 'n gloeilampie aanskakel? Kom ons vind uit. Goed, eers toets ons die houtskool. Ons sit dit in 'n eenvoudige stroombaan met 'n battery en 'n liggie en niks. Die gloeilamp bly heeltemal af. Die elektrisiteit kan eenvoudig nie daardeur kom nie. Maar nou, die aluminiumfolie se beurt. Ons koppel dit in die stroombaan en kyk daar, ons het krag. Die gloeilamp skakel dadelik aan en skyn helder. Die aluminium voltooi die stroombaan perfek. Dis fantasties. Hierdie superkrag word geleidingsvermoë genoem. Dit is doeteenvoudig die vermoë van 'n materiaal om elektrisiteit maklik daardeur te laat vloei. En soos ons sopas gesien het, is metale uitstekende geleiers. Goed, vir ons heel laaste toets, toets nommer 4, 'n magnetiese persoonlikheid, gaan ons dinge 'n bietjie opkikker. Ons bring 'n nuwe verdagte in ons ondersoek, 'n stukkie yster. Nou, dit laat ons met 'n baie interessante vraag. Ons weet yster is 'n metaal en ons weet dit is magneties. Maar wat van ons aluminium? Is dit ook magneties? Is alle metale magneties? Kom ons toets dit. Kyk hierna, die resultate is nogal 'n verrassing. Ons tabel wys dat aluminium, ja, dit is 'n metaal, maar die magneet doen absoluut niks. Yster, aan die ander kant, is ook 'n metaal en die magneet trek dit dadelik aan. So, wat's die antwoord? Nee, nie alle metale is magneties nie. Dis 'n baie belangrike kinkel in ons storie. Na al ons eksperimente en ons fantastiese waarnemings, is dit nou tyd om ons laboratoriumjasse aan te trek en ons finale gevolgtrekkings te maak. Dit is tyd vir die wetenskaplike se finale uitspraak. Na al hierdie toetse het ons hope bewyse bymekaar gemaak. Dis tyd om ons geheimsinnige materiale finaal te klassifiseer en ek kan julle sê, die feite is duidelik en onmiskenbaar.
So ons finale klassifikasie, metale. Op grond van ons toetse met die aluminium en die yster, weet ons nou metale is smeebaar. Onthou, ons kon dit platdruk. Hulle het glans, hulle is blink, hulle is goeie geleiers van elektrisiteit, die liggrie het aangeskakel en baie belangrik, sommige, maar nie almal nie, is magneties. En dan ons finale klassifikasie vir nie-metale. Wel, ons houtskooltoets het gewys, hulle is presies die teenoorgestelde. Hulle is bros, want dit het in stukkies gebreek. Hulle is dof, want dit wou net nie blink nie. Hulle is swak geleiers, want die liggie het nie eens geflikker nie. En hulle is glad nie magneties nie. En daar het julle dit. Die raaisel is opgelos. Maar nou is dit jou beurt. Nou dat jy 'n volwaardige materiaalspeurder is, watter ander dinge rondom jou kan jy toets? Wat van 'n muntstuk? 'n Glas? Miskien 'n plastiekliniaal? Die wêreld is vol materiale wat net wag om ontdek te word. So, bly nuuskierig.